Sout is 'n vreemde beeld vir geloof. As jy nou mooi daaroor dink. Nie lig nie vuur nie 'n swaard of 'n kroon nie. Sout. Die goed wat jy op jou chips gooi. Die wit kristalletjies wat in die kas staan, totdat jy dit nodig het. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het, en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Lukas 14 vers 25 tot 35. En tog sluit Jesus hierdie harde gesprek oor disippelskap af met juist daardie woorde. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dis 'n vreemde manier om 'n toespraak te eindig. Maar dalk is dit juist die punt. Jesus praat met mense wat gedink het hulle weet wat geloof is. Mense wat aanvaar het dat om deel te wees van God se volk beteken jy's veilig, jy's geseënd. Maar hy sê, as jy nie meer sout is nie, dan beteken jou geloof niks nie. Dis 'n konfrontasie. Nie met ateïsme nie, maar met vervlakking, met geloof wat nie meer proe nie, wat nie meer verskil maak nie, wat nie meer perseveer nie. Sout sonder smaak is soos geloof sonder effek. Nou, kom ons bring dit huis toe. Wat beteken dit om sout te wees in 2025? Dit beteken nie jy's vreemd nie, of hypergeestelik, of die persoon wat altyd Bybelverse in WhatsApp-groepe aanstuur nie. Sout werk stil, dit dring deur, dit bewaar, dit verhef ander gere, dis subtiel, maar onmiskenbaar. Om sout te wees, beteken jou lewe bring smaak aan ander mense sin. Jou teenwoordigheid verander die atmosfeer, nie deur volume nie, maar deur integriteit, deur konsekwentheid, deur liefde, wat nie sy smaak verloor nie. Maar Jesus gee ook 'n waarskuwing. Sout kan sy krag verloor, en as dit gebeur, sê hy, dan is dit nie eens goed vir die komposhoop nie, dis nutteloos. Dis harde woorde, maar dis eerlike woorde. Want wat help dit as ons bely wat ons glo, maar dit nie leef nie? Wat help dit as ons Bybel lees, maar dieselfde bly? Wat help dit as ons kerke bou, maar gemeenskappe bly onaangeraak? Die wêreld is moeg vir Christene sonder smaak, sonder geur, sonder effek wat hulle naam dra, maar nie hulle natuur nie. So dalk moet die vraag nie wees, glo ek in Jesus nie, maar eerder, proe en voel die wêreld iets van hom deur my. Sout wees is nie spectacular nie, maar dis nodig, dis onontbeerlik, want sonder dit het disippelskap geen krag nie. Tot môre, mooi loop.